Goeiedag en hartlik welkom by ons oordenkings. Dit is altyd 'n voorreg as jy saam met ons kuier in die week op hierdie manier begin. En ons hoop regtig dat jy die oordenkings volg, die eredienste ook so saam volg, want ek dink die Here is regtig besig om sulke mooi goed aan ons te openbaar weekliks. En dit vat ons elke week dieper in ons verhouding met hom, dat ons net soveel meer kan leer. Ons kyk nog steeds hier by ons oordenkings na Paulus en al die dinge wat hy gedoen het, die briewe wat hy geskryf het aan verskillende kerke en dinge wat hy ons leer oor sy verhouding, sy belewenis met Jesus, wat ons natuurlik ook kan help in ons dag-tot-dag lewe ook. Nou, was baie goed wat Paulus deurgegaan het en gekyk het, maar ons kyk nou spesifiek hierdie week na Paulus se tweede sendingreis, en ons lees sy 2 briewe wat hy aan die gemeentes in Thessalonisense toegereken het ook. En as jy ook by ons eredienste is, en jy volg het ook, praat ons oor heiligheid en heilige grond en hoe die Here ons uitnooi om te kyk na dit wat heilig is, wat die Here geheilig het. En Paulus skryf nog ons interessante goed oor heiligheid ook. So ek dink in daai sinergie moet ons ook mooi luister oor hoe Paulus praat oor dinge en hoe hy praat oor die Here ook. En so kan ons ook mooi hande vat saam met dit ook. Nou, Paulus het op hierdie tyd reisgenote gehad, op hierdie sendingsreis, hierdie reisgenote was Timotheus en Silas gewees, en hulle was op verskeie streke in Macedonië besig om te preek, besig om gemeentes te plant, groot werk vir die Here ook natuurlik te doen. En op 'n dag toe hulle in Thessalonisense is, en hulle is besig om te preek en kerk te plant en mense opdrig, was dit ook uitdagend in daai selfe sin, want in daai tyd was daar ander gelowe, 'n ander regering wat daai tyd gelewe het en aan die gang was, en dit het dit baie moeilik vir hulle gemaak om te praat oor Jesus, om die koninkryk uit te bou, om dit wat God met hulle toevertrou het verder te vat, en hulle het baie weerstand ook gekry ook. Nou, ons lees bietjie daarvan in Handelinge 17 vandag, en hoor gou wat gebeur hierso, vanaf vers 1 tot 10, het sê Paulus en Silas het daarna in 'n suidelike rigting deur die Amfipolis en Apollonia gereis en in Thessalonika aangekom. Daar was 'n Joodse sinagoge. Soos dit sy gewoonte was, het Paulus gereeld soontoe gegaan. 3 Sabbate het hy daar met die Jode uit die Bybel gaan praat. Hy het hulle verduidelik dat dit deel van God se plan was dat die Messias moes kom en ly en sterf, maar dat hy op die 3de dag na sy dood weer lewendig gemaak is. En hy het bygevoeg, hierdie Jesus van wie ek julle vertel, hy is die Messias, hy is God se gestuurde. Party van die mense het Paulus se prediking geglo. Hulle het daarvoor almal by hom en Silas aangesluit. Saam met hulle het baie Grieke wat vroeër die Joodse geloof aangeneem het, ook die hele aantal van die vooraanstaande vroue in die stad tot geloof in Jesus gekom. En toe die ander Jode sien wat gebeur, was hulle baie jaloers. Hulle het agteraf met leeg leers gaan konkel om inwoners teen Paulus en Silas op te sweep. Spoedig het hierdie mense oral deur die stad amok begin maak, terwyl hulle na die Here se 2 boodskappers gesoek het. Toe die skare hoor dat hulle in Jason se huis is, het hulle sy huis bestorm. Hulle wou Paulus en Silas vang en hulle in die openbaar laat verhoor. Die 2 was egter nie tuis nie, net Jason en 'n paar ander gelowiges. Die skare het hulle gevang en voor die hoofde van die stad gesleep. Hierdie spul is besig om die wêreld om te keer, het die skare vir die stadsvaders geskree. En Jason laat hulle toe dat daar in sy huis bly. Hierdie mense oortree die keiser en die voorskrifte. Hulle sê dat Jesus die koning is, nie die keiser nie. Toe die skare en die leiers van die stad die aanklagte hoor, was hulle baie kwaad. Hulle het verskriklik met Jason en die ander gelowiges geraas. Hulle het uiteindelik het hulle laat gaan nadat hulle 'n afkoopsom betaal het. Jason moes ook die versekering gee dat daar nie nog moeilikheid sou wees nie. Daardie nag nog het die gelowiges vir Paulus en Silas by die stad uitgesmokkel. Nou, hierdie boodskap wat Paulus en Silas gehad het, hulle bring dit met oortuiging, hulle is duidelik dat Jesus die Messias is, maar dit kry hulle in die moeilikheid. En die boodskap was ontvang, party het dit goed ontvang en hulle het tot geloof gekom, maar ander het nou weer baie kwaad geraak en hulle boodskap was doeteenvoudig. Jesus is die koning en nie die keiser nie. Jesus is die koning. Niemand anders kan belangriker wees as Jesus nie. En Paulus en Silas was oortuig hiervan en hulle was bereid om hulle lewens op te offer vir die boodskap. En al het hulle vervolging beleef, het hulle dit nog steeds deurgedruk om die boodskap te volg en uit te brei ook. Maar eers in daai sin, dink ek lê die uitdaging vir my en jou vandag ook is Jesus die belangrikste figuur in my en jou lewe ook? Kan ek en jy half relate met Paulus en Silas hierso om te sê, hoorie, daar is niemand belangriker in hierdie wêreld, in hierdie hemelruim as Jesus nie? En tweedens,
Hoe ver is ons bereid om te gaan om te staan vir Jesus? Hoe ver is ons bereid om te gaan te midde van vervolging, te midde van hoe mense jou hanteer by die werk of in jou gesin of in jou familie? Is jy bereid om vir hierdie Jesus te staan? En jy sien, die ding is, as jy verstaan dat God werklik die koning is, dat daar niemand anders is nie, en jy staan in 'n hegte verhouding, dan kan jy nie anders as om te staan nie. Dan kan jy nie anders as om heel hartig te bly vir die goeie nuus nie. Jy sien, baie mense swyg, baie mense gee vinnig hulle geloof op in die waardes en dit wat die Here wil hê ons moet heilig in ons lewe, want Jesus is nie noodwendig nommer 1 in hulle harte nie. En dis miskien 'n toetsvraag vir jou vandag. Is Jesus werklik nommer 1? Nou, in 1 Tessalonisense 2 vers 4, dan skryf hy Paulus dit so: ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Jy sien, hierso sê Paulus dit met soveel oortuiging. Hoekom? Want God is die belangrikste. Hy doen nie wat mense wil nie, hy doen wat God wil. So vandag is God die belangrikste in jou lewe, werklik. En as dit is, staan jy met oortuiging. Maak nie saak waar jy gaan, maak nie saak waar jy is nie. In sy waardes, sy beginsels, sy woord. Kom ons gaan vandag en mag ons werklik in geloof staan en daar waar God miskien nie nommer 1 in ons lewe is nie, mag ons weer net 'n besluit neem om te sê, maar daar gaan niemand of enigiets anders daar buite belangriker wees as Jesus Christus in my lewe nie. Kom ons bid. Here, ek sê vir U dankie vir die voorreg dat ons U naam kan aanroep, U kan ken. Maar Here, ek kom bid vandag dat U Heilige Gees sal kom in ons hart en ons lewens en miskien aan ons kom openbaar of bekend maak, Here, daar waar ons miskien U nie as nommer 1 in ons lewe plaas nie. Dalk is daar iets anders, iemand anders wat ons dalk belangriker ag. Maar ek bid, Here, dat ons vandag weer besluit sal neem dat U op die troon van ons hart moet sit. Here, want daar is heilige grond. Niemand of niks anders kan op die troon van ons harte sit behalwe U nie. En daarom bid ek, mag U ons help, mag U ons lei, dat wat ook al is sal wegskuif, dat U altyd nommer 1 sal bly in ons lewe. En mag ons vreesloos staande bly in ons geloof vir U. En daar waar dit moeilik is, bid ek, mag U ons die krag gee, mag U ons die geloof gee om staande te bly ook. En dankie dat U ons God is, dankie dat ons uit Paulus se lewe uit hierdie waarde kan leer weer vandag, en mag dit die waarheid wees in ons lewe ook, Here, dat U nommer 1 is. In Jesus naam bid en vra ons dit vandag. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister en gekuier het, mag jy 'n fantastiese maandag geniet, tot môre, mooi bly.